Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige maandagoggend. Ons het gister gehoor dat die Here vir ons alles gee om mekaar en om hom te dien. Vanoggend gaan ons verder voort as hy vir ons sê, maar ek maak ook van julle vreemdelinge in hierdie wêreld. En kom ons gaan lees wat skryf Petrus hieroor. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer met die siel. En dan lyk dit vanmôre vir my asof die een ding waar die Bybel ons nie genoeg oor kan herinner nie, is dat die kerk 'n vreemde soort gemeenskap in die wêreld behoort te wees. Maar wat beteken dit dan dat ons vreemdelinge is? Petrus sê ons vreemdelingskap lê in hoe ons liggaamlike of soos die vorige vertaling sinnelike begeertes hanteer. En hiermee sê hy klaar iets baie belangrik. Dis nie net ongelowiges wat hierdie begeertes ervaar nie. Dit kom oor ons almal. En die vraag is net, wat maak ons daarmee? Of ons daaraan toegee of nie. En die volgende vraag is natuurlik waarvan Petrus hier praat. Wat is sinnelike of liggaamlike begeertes? Praat hy van seksuele versoekings? Wel, seker ook. Maar dit strek 'n bietjie wyer as net die seksuele. Sinnelike, liggaamlike is alles wat met die ou mens en wat nog nie onder beheer van die Gees staan nie, te doen het. Anders gestel, enigiets wat jy doen wat nie vanuit die leiding van die Gees kom nie, is sinnelik. En het dan geen plek in jou lewe as jy tot eer van God wil leef nie. In 2 woorde beteken dit volkome oorgawe aan die Gees. Laat hy jou doen en laat bepaal. Jy is 'n bywoner en 'n vreemdeling. Deur hartse duisternis lei my voort. Swart is die nag waar ek geswerwer is. Lei my voort. My toch voor, dis nie dat ek begeer om ver te sien, net stap vir stap ek het nie altyd so van u begeer om my te lei. Eers wou ek self my lewensweg beheer, maar nou lei u my. Ach, ek was dwaas en versot op vergeef toch hier, denk nie aan daardie tyd. U wat so lang my gids was, lei my tans ook veilig voort. Deur vlei en vloed oor elke kloof en krans na die hemelpoort, waar soos die engele van ons
Here Jesus, vergewe dat ons soms net soos ons omgewing lyk, dat ons gedryf word deur ons begeertes. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.